Dit is inderdaad die geval, veral as jy in hoë posisies is en daardie hoë posisies beklee. Jacques Snyman is direkteur of daarvan Agility en hy help vir ons bietjie vandag verstaan oor hoekom dit sleg vir jou gesondheid is om 'n hoofuitvoerende bestuurder te wees. Nou, Jacques, jy moet eers vir ons verduidelik wat is die verband tussen 'n slegte gesondheid en iemand wat daai posisie beklee? Ja, ek dink dis die persoon net om te presteer wat dan op die ou end lei tot stres en as jy dan nie sukses bereik nie, dan kan dit tot angstigheid en depressie lei. Die druk om te presteer is groot, nou dis die tipe persoonlikheid wat ook dryf na daardie omgewing toe om te presteer en om 'n spesifieke uitkoms te hê. So dis al klare kwesbare individu. Ja, en op 'n fisiologiese vlak sê julle dat kortisol vrygestel word en julle noem dit 'n steroïed streshormoon. Korrek, ja. Hoe werk dit in die liggaam fisiologies? Wat invloed het dit op ons? Ja, ek dink maar enige stres, of dit 'n emosionele stresor is en of dit 'n trauma stresor is, die feit bly staan dat daai stresor vir jou kortisol vrystel. Kortisol vrystelling, met ander woorde, dis jou streshormoon, lei nou weer tot hoe jy ander substansies soos glikose, proteïene metaboliseer. Die gedagte dat jou liggaam dan meer optimaal funksioneer. Nou as jy in 'n kroniese geval van stres het, dan hou jy aan met kortisol produseer, wat dan op die ou en vir jou abnormale metabolisme gee, wat dan lei tot insulienweerstand, wat diabetes, hipertensie en sulke tipe van lewenstylsiektes tot gevolg het. As jy mos nou vir jou kan vra, Jacques, dalk uit jou oogpunt uit ook met mense wat julle nou al gesels het mee, verstaan hulle dat daai reaksie in hulle liggame so negatief is vir hulle gesondheid? As jy kyk na hartaanvalle, kanker, jy kyk na die metaboliese stelsel ook wat so groot invloed op ons het, en soos jy nou genoem het, diabetes byvoorbeeld, verstaan ons dit of ignoreer ons dit net en druk deur? Ja, wanneer dit groot verskil is, maak soos ek sê of maak soos ek mag. Ja. Ja, en ek dink dis die probleem. Ek dink ons besef dit, maar die tipe persoonlikheid sal sê, is daar 'n pil wat ek daarvoor kan drink want ek moet aangaan. Dis van ek moet nou afskaal want ek moet kyk na my gesondheid nie. En daarin lê die probleem. So om daai tipe individu identifiseer, miskien die gereedskap te gee om te ontspan, om 'n ander ingesteldheid te hê, is moeilik, maar dit is doenbaar met so 'n individu betyds geïdentifiseer word as, kom ons sê, op pad na uitbranding. Werkverslaafdes, affekteer dit hulle ook, en sal 'n mens maar sê en die aanname maak dat as jy hoofuitvoerende beampte is of 'n bestuurder is, dat jy eintlik met outomate wel so 'n bietjie van 'n werkverslawing het. Ja. Noodgedwonge. Ja, ek dink dit is so half gegeewe. Ja. Die posisie vereis dat jy sekere dryf en 'n sekere uitset het en om daai te bereik, gaan jy waarskynlik 'n hoër werk uitset hê as iemand wat dit nie en dan voor te beweeg. Moet jy hard en dit beteken dat jy nie so gaan aanhou. En kom ons sê die verslawing lei dan of die ou en dan lei daai verslawing tot die abnormaliteite wat ons dan sien. Goed, nou kyk ons nou, hoe kan 'n mens dit bietjie aanraak om dit aan te spreek dan nou liewer, en julle gesels ook oor daardie gesondheids en in Engels is daar die woord wellness, om jouself te laat beter voel, om te kyk na jou gesondheid in programme wat mense by moet inskakel, want kyk, hierdie ouens is geneig om dit maar te ignoreer, jy drink net nog koffie of nog energiedrankies om jou in die gang te hou, maar fokus nie op die totale stelsel nie. Korrek, nou mense moet nou verstaan, wellness en wellness, nou dit was sien, kom ons sê, as mens nou kyk na jou leuke publiek sien wellness is die dag wat hulle by die werk geskep het om vir jou bloeddruk en jou cholesterol en jou wat ook al te meet, en dan op die ou end vir dit is hoog dit geweet, en dan gaan jy maar weer weg en dan wag jy maar weer vir 'n jaar. So enkele gesondheidsdag by 'n maatskappy om iets te identifiseer, maar as daar nie 'n kontinuerlike program is wat jy sê hier wat jy nou by so 'n dag opgetel het, trek jy nou deur na 'n program, jy kyk ook na die persoon se verlofgewoontes, met ander woorde is dit siekverlof, is dit geen vakansieverlof, want as jy nou gaan kyk na so werksverslaafdes, is dit dikwels geen vakansieverlof nie, en dan sit jy met die probleem dat hierdie ou baie vinnig tot uitbranding lei.
Dit is Jacques Snyman wat so gesels as van Agility oor die posisie as hoofuitvoerende bestuurder, dat dit sleg is vir jou gesondheid. Moet mense maar net die aanname maak, dit is sleg vir jou gesondheid, moenie meer daai rang leer klim in 'n besigheid nie, of moet 'n mens maar net leer om dit beter te bestuur, Jacques? Ek dink dit lei op beter bestuur, maar kom ons sê, jy kyk na baie moeilike individue om hulle leer tot beter bestuurders. Want hierdie mense, soos ek sê, persoonlikheidswys gedrewe mense. Daarom moet jou stelsel van so 'n aard wees, met ander woorde in jou by, dat jy dit tyd identifiseer en amper so 'n persoon op 'n sagte manier dwing om die regte gedragspatroon aan te leer, met jy moet gegeewe vakansieverlof sê jy moet neem, jy moet aandag gee aan daai abnormale bloeddruk, cholesterol, wat ons ook gepraat het, maar jy moet ook dan te hou by die voorgeskrewe terapie, so om te sê jy kyk net na 'n fisiese afwyking, jy moet ook kyk na die geestelike gesondheid en dan ook die gewoonte gesondheid van daai persoon. Met ander woorde, ek kom werk toe as ek siek is, ek plaas dieselfde druk op die mense in middelbestuur. So daai gewoontes moet aangespreek en aktief afbestuur word. So dit hang alweer van jou menslike hulpbronbestuurder om dit te dryf. Baie dankie Jacques Snyman vir daardie inligting. So as jy in daai posisie is, iemand ken wat in daai posisie is, laat hulle dit insien dat dit dalk 'n baie groot effek op hulle gesondheid kan hê en dat hulle dit regduur.